Goeiedag graad 12 leerders, welkom by vandag se geografieles. My naam is Rina van Heerden. Hierdie les word aan jou gebring deur die Noord-Kaapse Departement van Onderwys in samewerking met Bakama Navorsing en Ontwikkeling. Vandag se les handel oor sinoptiese weerkaarte en kaartwerk en hiermee maak ons dan nou kwartaal 1 se werk klaar. Aan die einde van die les behoort jy in staat te wees om 'n sinoptiese weerkaart te interpreteer. Met ander woorde, jy gaan teorie wat jy geleer het nou integreer met 'n sinoptiese weerkaart. Ons gaan kyk na die internasionale weersimbole. Ons gaan die identifikasie en kenmerke van hoog- en laagdrukselle op 'n sinoptiese weerkaart na kyk. Jy gaan daardie hoog- en laagdrukselle kan interpreteer as ook die impak wat dit het op Suid-Afrika se klimaat. Die lees en vertolking van weerstasiemodelle, jy sal onthou, hierdie het jy alreeds in graad 10 gedoen, so dit kan weer van jou verwag word in die graad 12 vraestel. Satellietbeelde, ons gaan vir jou wys hoe lyk 'n satellietbeeld en ek gaan vir jou wys hoe om te lees en te verstaan wat gaan aan op 'n satellietbeeld. En dan om 'n satellietbeeld en 'n sinoptiese weerkaart met mekaar te vergelyk. Die kaartwerk wat ons nou gaan kyk, is alfanumeriese verwysing of ruitverwysings, kaartkoördinate of die vaslê van posisie of soos ons daarna verwys as die koördinate, kontoerlyne, kontoorintervalle en hoogte en konvensionele tekens, kompasrigting, waarepeiling, satellietbeelde, afstandswaarneming en resolusie. Ons gaan kyk na magnetiese deklinasie en magnetiese peiling, die kaartskaal, die tipe skale en die vergelyking van skale van 'n topografiese kaart en 'n ortofotokaart. Voordat ons begin met hierdie inhoud, is dit belangrik dat ons gaan kyk hoe hierdie inhoud wat ons nou gaan verduidelik al in vorige jare met jou behandel is, jou voorkennis. Wat is 'n sinoptiese weerkaart? Dit is 'n opsomming van weerstoestande oor 'n land oor 'n spesifieke tydperk. Nou, weerstoestande is die toestand van die atmosfeer vir 'n kort periode van tyd, met ander woorde vir 'n dag. So vir elke dag van die jaar is daar 'n sinoptiese weerkaart. Daardie sinoptiese weerkaart gee vir jou 'n opsomming van die weerstoestande by al die verskillende weerstasies vir daardie spesifieke dag. Dis 'n opsomming van die weer. Hoekom het ons sinoptiese weerkaart? Hulle gebruik sinoptiese weerkaart om die weer te voorspel, as ook om 'n waarskuwing uit te reik. Hulle kan daai sinoptiese weerkaart inligting gebruik om vir jou te sê of dit in jou gebied môre gaan reën, of dit baie koud gaan wees, of dit baie warm gaan wees, sodat hulle 'n waarskuwing kan uitreik. As dit baie reën, gaan hulle vir jou waarsku en sê daar kan moontlike oorstromings in daardie gebiede voorkom, sodat jy jou kan voorberei vir dit wat kom. Hulle kan selfs 'n golf se waarskuwings uitreik. Die weerstasies, jy sal sien op 'n sinoptiese weerkaart is daar baie weerstasies. Dit verskaf inligting oor weerelemente. Byvoorbeeld, wat vorm hierdie weerelemente? Temperatuur. By daai weerstasie sê hulle vir jou wat is die temperatuur, die maksimum temperatuur. Hulle sê vir jou wat is die deaupunt temperatuur. Maar die verskil tussen die twee gaan vir jou 'n idee gee van wat is die humiditeit. Dit gee vir jou 'n idee wat is die wolkbedekking, wat is die windrigting, wat is die windspoed en soms die atmosferiese druk.
Die weerstasie wat jy kry, gaan nie die atmosferiese druk aandui nie, alhoewel jy jy gaan na die isobare kyk, om te kyk wat die atmosferiese druk is. Deur weerinligting oor 'n groot gebied te versamel, kan 'n meteoroloog is 'n persoon wat die weer of die atmosfeerse toestand en wat die weer bestudeer en dan die nodige voorspellings maak. Hulle kan meteoroloog kan die gedrag en beweging waarneem van enige weerformasie. Tot dusver het ons jou vertel van 'n middelbreedte sikloon en 'n tropiese sikloon. So 'n meteoroloog kan kyk hoe sterk is die tropiese sikloon. Deur hierdie tropiese sikloon gereeld te kontroleer, te monitor, kan hulle sien hoe beweeg hy. Beweeg hy vinnig, beweeg hy stadig? In watter rigting beweeg hy? En wat op 'n streek die invloed wat op 'n streek gaan uitoefen nou of wat dit môre of oor 'n week in 'n spesifieke area kan bepaal. Soos jy weet, kan die Suid-Afrikaanse weerdienste vir jou vandag alreeds 'n voorspelling maak vir die volgende 10 dae, omdat hulle hierdie gedragspatrone waarneem. Wat is weerelemente? Ons kyk na lugtemperatuur. Dit is die boonste getal aan die linkerkant van die weerstasiemodel. Dit dui aan wat die ware lugtemperatuur was toe hulle die lesing geneem het. Hy's linksbo die ware lugpersentasie, die lugtemperatuur. Die meeteenheid van lugtemperatuur is grade Celsius. Die instrument wat ons gebruik om dit te meet is 'n termometer en daar is 'n voorbeeld van 'n termometer. Die volgende weerelement waarna ons gaan kyk is doupuntemperatuur. Dit is die onderste syfer aan die linkerkant van die weerstasie. Die temperatuur waarby waterdamp sal kondenseer, dis doupuntemperatuur, word hier aangedui. Ons kan meet of die relatiewe humiditeit hoog, gematig of laag is, deur die doupuntemperatuur van die lugtemperatuur af te trek. Soos ek doupuntemperatuur, lugtemperatuur minus doupuntemperatuur, het jy die relatiewe humiditeit. Indien daar 'n verskil van 3 grade of minder is jou relatiewe humiditeit hoog, gematige is tussen 4 en 8, en enigiets hoër as 8 toon 'n lae relatiewe humiditeit. Met ander woorde, daar's nie baie vog in die lug nie, hulle kan nie enige neerslag verwag nie. Die meeteenheid is ook grade Celsius, en hulle gebruik 'n nat en 'n droë bol termometer. Daar's 'n nat en 'n droë. Hierdie een is nat en hierdie een is droog. Daai ene is die nat bol. Jy kan sien daar's 'n lesingkie daar en daar's 'n lesingkie daar. Hulle gebruik die nat en die droë bol termometer om dit te meet. Die volgende weerelement is windrigting. Dit word deur die stert wat aan die sirkel geheg is aangedui. Windrigting word beskryf na aanleiding van die rigting waarvandaan die wind afkom. Byvoorbeeld, 'n noordoostelike wind waai van noordoos na suidwes. Noordoos na suidwes. 'n Westelike wind waai vanaf wes na oos. So die wind kry die naam van die rigting waarvandaan hy afkom. Daar's 'n westewind. Die meeteenheid is windrigtings. Ek praat van noord, jy kan sien hierso praat ons van noordoos, suidwes, so jy gee windrigting in terme van die 'n windrigting, en hulle meet windrigting met 'n windkous of 'n weerhaan. 'n Windkous of 'n weerhaan. Daar kan jy sien suid, noord, wes, daar staan vir east, vir oos. Jy kry baie keer 'n windkous by 'n lughawe of 'n vliegveld.
Dan kyk ons na windspoed. Dit word in knope aangedui en word aangedui in 5 knope intervalle. Dit is die veertjies aan die punt van die windrigting ster wat die windspoed aandui. 'n Lang veer is 10 knope. 'n Kort veer is 5 knope. Net vir interessantheid. 1 knoop is min of meer 1,8 km per uur. Jy hoef dit nie te ken nie. Daar kan jy sien, ons het gesê, 'n kort enetjie is 5, 'n lang ene is 10. So daar's 'n lange en 'n korte, dit is 15. As hy net 5 knope is dit nie op die punt nie, maar hy is 'n entjie van die punt af. 5 knope, 2 langes is 20 knope, 2 langes plus 'n korte is 25 knope, en as hy so lyk, beteken dit raak nou 50 knope, 'n baie sterk wind. Die meeteenheid het ons gesê, hulle meet dit in knope en hulle gebruik 'n anemometer om dit te meet. En daar is 'n elektroniese anemometer en daar sit soos hulle dit oorspronklik jare terug gebruik het. Daar is wel nog mense wat dit gebruik. Maar dit is hoe 'n anemometer lyk, wat vir jou sê hoe vinnig die wind waai. Wolkdekking is gewoonlik 'n sirkel wat ingekleer is. Dit is aangedui in agstes of persentasie. Indien daar 1/4 of 2/8 wolkdekking is die boonste regterkant kwart van die sirkel ingekleer. 'n Sirkel wat heeltemal ingekleer is, totaal ingekleer is, beteken die lug is oortrek met wolke en daar's geen blou lig sigbaarheid nie. Ons sê dit is oortrokke of betrokke. Daar is die moontlikheid van reën is daar. Hier kan ons vir jou wys, 'n oop sirkel is wolkloos. 'n Streep in die middeldeur is 1/8 van die wolkdek, van die lug is bedek met wolke. As hy so lyk, is dit 'n kwart, 'n kwart wat ingekleer is met 'n streep is 'n 3/8, daar's die helfte, 5/8, 'n 3/4, 7/8, want daar's 'n streepie deur. As daai streepie wegval en hy lyk so, is dit bewolk. Hierdie is internasionale simbole. Met ander woorde, maak nie saak waar jy in die wêreld kom nie, jy gaan hierdie simbole sien. Die instrument wat hulle gebruik om die wolke te meet is 'n wolkspieël. En dit lyk letterlik soos hierdie. Word gebruik om die persentasie wolkdekking te meet. Hy bepaal die hoeveelheid wolkdekking in die lug en dit is hoe dit lyk kompleet of jy 'n spieël in jou hand hou wat jy ophou na die lug daarbo en hy bepaal vir jou hoeveel wolke is daar in die lug. Atmosferiese druk, dit word nie op die weerstasiemodel aangedui nie, maar word wel op 'n sinoptiese weerkaart aangekyk deur middel van isobar. Wat is 'n isobar? 'n Lyn wat al die punte met dieselfde atmosferiese druk met mekaar verbind. Die verskil tussen lugdruk tussen twee opeenvolgende isobare is 4 hektopascal. Jou kontoer, jou isobar tussenruimte. Isobar tussenruimte is dan 4. Van die een isobar na die volgende isobar is 4 hektopascal. Die meeteenheid is hektopascal of millibar. Ons gebruik verkieslik hektopascal. En hulle gebruik 'n aneroïde barometer om lugdruk te meet en daar is 'n voorbeeld van hom. Die tipe weerstoestande wat ons kry is neerslag. Dis die tipe neerslag wat plaasvind tydens die tyd toe die weerlesing gedoen is. Hulle gebruik verskillende simbole om dit aan te dui. Reën, haal, sneeu, ryp, dou, swaar reën, sagte reën, drizzle. Daar kan jy nou sien, daar's jou weerstasie. Daar is die lugtemperatuur, die kolletjie wys vir my die tipe neerslag. En dan daai ene is jou doupunt temperatuur. Hoe lyk die simbole? 'n kolletjie is reën,
as dit lyk soos 'n tipe van 'n kommaatjie, is dit motreën. Maar onderste bo driehoek is buie, 'n sterretjie is sneeu, 'n ingekleurde driehoek wat regwys is haal, 3 streepies, daai streepies is mis, maak nie saak, dit hang net af hoe baie mis dit gaan wees. Meer streepies daar is, hoe meer mis is daar. Dan kry ek donderstorms, is so ene wat lyk soos 'n R, en as daar 'n driehoekie op daai ene is, dan se donderstorms met haal. Oral in die wêreld gebruik hulle dieselfde simbole hiervoor, want jy kan dit nie in al die tale skryf nie. Ons meet neerslag met 'n reënmeter, en daar is 'n voorbeeld van 'n reënmeter. Jy as kind kan een koop by die winkel en hom by die skool opsit, of jou juffrou kan een by die skool opsit. Kyk hoe teken ons dit aan. Hierdie is jou wolkdekking. In hierdie geval is dit oortrokke. Met ander woorde, dis bewolk. Dis 18 grade Celsius by daai weerstasie. Die doupunt temperatuur is 17 grade. Onthou die verskil is min, so die relatiewe humiditeit is hoog. Met ander woorde, daar's 'n kans vir neerslag, spesifiek in die geval reën. Hierdie dui my windrigting aan. In die geval is die windrigting noordoos. Die windspoed is daai ene. Ek tel my strepe bymekaar. Die twee langes is 10 plus daai ene. So my windspoed is 25 knope in hierdie geval. Dit is graad 10 werk. Ek glo jy is al jy het dit al gekry. Hier is alles vir jou uitgegee. Lugtemperatuur 18, doupunt temperatuur, jy skryf dit so neer as dit so gevra word. Neerslag is reën, dis oortrokke, dis 'n noordoostelike wind, en daai noordoostelike wind waai teen 25 knope. Die lees en vertolking van 'n seleksie van die sinoptiese weerkaart. Hierdie is 'n sinoptiese weerkaart. Dan kan jy sien, daar's 'n stasiemodel, daar's 'n stasiemodel. Hierdie lyne is jou isobare, hierdie is jou lengtelyne en jou breedtelyne. Moenie die twee met mekaar verwar nie. Dan sien ons met die as ons die buitelyne trek van Suid-Afrika, daar is Suid-Afrika. Dan kan jy sien as daar 'n L op die kaart staan, soos daar en daar's 'n L op die kaart, dan wys dit is 'n laagdruk. In hierdie geval is hierdie laagdruk op die kus, so ons verwys na die kuslaagdruk. By 'n hoogdruk daal die lug en dit roteer antikloksgewys. Jy sal dit ook sien aan die binde. By 'n laagdruk styg die lug, maar ek het kloksgewys. Kloksgewyse rotasie van lig. Onthou, hierdie ene kan so wys as gevolg van nog die antikloksgewyse rotasie van lig om die hoogdruk. Hier is my Suid-Atlantiese hoogdrukstel. Hier is die Suid-Indiese hoogdrukstel. Daar is 'n stasiemodel wat die weer by Port Elizabeth voorstel. Hier op hierdie kaart het ek 'n koue front. Daar het ek ook van daai isobar tot by daai kan jy sien is dit 4 hektopascal van 12 na 16. Jy kan sien soos jy die kant toe beweeg, neem die druk toe. Met ander woorde, dis waarom hier 'n hoogdruk sal wees. Van daai isobar na daai isobar is 4 hektopascal. Dit is die isobar interval. En op hierdie spesifieke kaart het ons nou nog 'n tropiese sikloon ook. So dit is die tipe wat hulle vat. Jy kan ontvang en wat hulle vir jou kan vra om te beantwoord. 'n Hoogdruksel, soos ons gesê, is dalende lug. Hy's ovaalvorm, druk neem toe na die middel. Hier is dit 20, 24, 28 toe. So soos wat ek middel toe beweeg, is daar 'n toename in druk. Druk neem toe. Die lug sirkuleer linksom of antikloksgewys in die suidelike halfrond. Daar kan jy mooi sien hoe hy antikloksgewys sirkuleer.
Ons verwys ook na 'n hoëdruksel as 'n antisikloon. Dieselfde ding en lug daal in die middel en die weer is stabiel. Met ander woorde, wolklose, droë toestande, die lug is helder. Geen reën of enige neerslag word aan 'n hoëdruksel gekoppel. My laagdruksel is sirkelvormig, baie kere redelik goed sirkelvormig. Die druk neem af, soos wat jy na die middel toe beweeg. Hier kan jy sien is 16, daar is 'n 12, 1012, 1016. Soos wat jy middel toe beweeg, neem die druk af. As jy middel toe beweeg, die lug sirkuleer regsom of kloksgewys. Dit is ook 'n sikloon. Die lug styg in die middel van 'n laagdruk en die weer wat met 'n laagdruk gepaard gaan, baie belangrik is lug styg, né? As lug styg, koel dit af, dit kondenseer, wolke vorm. En as ek wolke het, het ek neerslag. So met 'n laagdruk is daar die moontlikhede van neerslag. Daai is 'n koue front op 'n sinoptiese weerkaart. En daardie is 'n warm front. Die koue front het driehoekies en die warm front het halwe sirkels. Goed, 'n aktiwiteit. Verwys na die onderstaande sinoptiese weerkaart en beantwoord die vrae wat volg. Definieer die konsep sinoptiese weerkaart. Wat word die swart lyne op die sinoptiese weerkaart genoem? 3A is die lugdruksel by B. Daar is B. Is dit 'n hoëdruksel of 'n laagdruksel? Gee 'n rede vir jou antwoord. Verwys na die vergrote weerstasie van Windhoek. Hier is hy. Op die sinoptiese kaart, in 'n paragraaf van ongeveer 8 reëls, beskryf en gee redes vir enige twee weerstoestande wat by die weerstasie aangeteken word. Goed, ek dink jy kan nou 'n paar minute spandeer en hierdie vrae beantwoord. En as jy kan, as jy klaar is, dan kyk ons na die antwoorde. Definieer die konsep sinoptiese weerkaart. Dis 'n opsomming van weerstoestande oor 'n land oor 'n spesifieke tydperk. Wat word die swart lyne op sinoptiese weerkaarte genoem? Isobare. Is die lugdruksel by B 'n hoëdruk of 'n laagdruksel? 'n Hoëdruksel gee 'n rede vir jou antwoord. Die druk neem toe na die middel van die hoëdruksel. Skryf 'n paragraaf en beskryf enige redes vir enige twee weerstoestande. Jy kan skryf: die temperatuur is 27 grade en die doupunttemperatuur is -12. Die verskil tussen die twee is baie hoog. Dit wil sê dat die relatiewe humiditeit is laag. Die weerstoestande op die kaart, dit is winterstoestande, want die temperature is nie baie hoog nie. Daar's 'n hoëdruksel wat gepaard gaan met dalende lug. Met ander woorde, dis hoekom die verskil tussen die doupunttemperatuur en die temperatuur hoog is. Daar's geen wolke nie. Daar's dalende lug as gevolg van die Kalahari hoëdruksel, dis hoekom daar nie wolke is nie. Enige iets in terme van dit. Kom ons gaan nou oor na die les toe. En ons begin die les met die nodige terminologie. 'n Sinoptiese weerkaart is 'n opsomming van die weerstoestande oor 'n land oor 'n spesifieke tyd. Jy weet dit nou mooi. 'n Isobar is 'n denkbeeldige lyn wat plekke met dieselfde atmosferiese druk met mekaar verbind. Doupunttemperatuur is die temperatuur waarby waterdamp kondenseer. 'n Weerstasie beskryf die weer van 'n plek op die sinoptiese weerkaart en neerslag is enige vorm van water uit die lug, reën, haal, sneeu en ys.
ys is ook sneeu, jy kry ook sleet. Internasionale weersimbole. Nou, maar seuns en dogter, ons het net nou daarna gekyk. Hier is die wolkdekking wat ons net nou bespreek het. Hier is die windspoed. Daar kry jy die temperatuur. Hier is die wolkdekking, daar is die doupunt temperatuur, hier is die windrigting, hier is die windspoed. En dan kan dit wees dat jy in die middel daarso die neerslag kry. Hier is jou internasionale simbool. Ek wil net hê jy moet kyk na hierdie, ons het daai na gekyk. 3 groot kolle is die ewige reën. Dan kry jy 'n kol met 'n sterretjie, 'n sleet. 'n Sleet is so ysreën. Ons kan dit so ys neem. En 'n onderste bo driehoek met 'n sterretjie is sneeustorm. Dan kry jy mis en jy kry ryp. OK. Hier is jou simbole: reën, drizzle, buie, sneeu, ryp, mis, donderstorms en haal. Daar kan 'n kombinasie van die simbole wees. Dis in Engels, sodat ons dit, omdat dit internasionaal is. OK, identifikasie van 'n hoog, kenmerke van 'n hoog en 'n laagdruksel. Hier het ek 'n sel. Jy kan sien, hier is my ligdruk 1008, 1007, 5, 3, 1. Met ander woorde, soos wat ek van daar af uitbeweeg, neem die druk uit, af, in, op. Met ander woorde, die hoogste druk is in die middel, en hier kan jy sien, die isobare is redelik ver uit mekaar uit. Met ander woorde, dit is 'n hoogdruk. Op 'n sinoptiese weerkaart het hy 'n H in die middel, en hier kan jy sien 1022, 1022, soos wat ek van die middel af uitbeweeg, daal die lugdruk. Die hoogste lugdruk is in die middel. Dieselfde met daar kan jy sien, daar's jou hoogdruk, en daar's die ander hoogdruk, en dan het ek 'n hoogdruk op verder suid. 'n laagdruk sit ek hier, 990 hier, 992 hier, 996 hier, 997. Soos wat ek uitbeweeg, is die druk besig om toe te neem. Jy kan sien die druk is in die middel die laagste, dit wil sê dis 'n laagdruk, en hier kan jy sien die kontoure is relatief naby mekaar, nie so ver soos met die hoogdruk nie. Daar's my laagdruk, in die middel is dit 1000 hektopascal, daar's dit 1002, 1004, 1006, soos wat ek uitbeweeg, neem die hoogdruk toe. Goed, as ek my sinoptiese weerkaart het, daar's my laagdruk, dit is 'n termiese laagdruk, is oor die binneland, en daar is my ander laagdruk. En dan het ek dan nou ook my middelbreedte sikloon, wat oor die land gaan beweeg. Daar is wanneer, hierdie is baie belangrik, wanneer ek 'n laagdruk het, en hy maak so 'n buiging, so 'n skewe buiging in 'n rigting, praat ek van daai gedeelte as 'n laagdruk trog. By 'n laagdruk het ek 'n trog. As 'n hoogdruk dit doen, praat ons van die hoogdruk rug. Laagdruk is 'n trog van laagdruk of 'n hoogdruk rug. Tussen twee laagdrukke het ek, of tussen twee hoogdrukke het ek die saal. 'n saal, so wat jy amper soos wat op kontoerlyne kry. Hier kan jy sien is jou rug, jou hoogdruk rug. Daar kan jy sien is 'n laagdruk trog, en hier in die middel het ek nog steeds die saal. Die impak van hoog en laagdruk selle. As ek nou hierdie kaart van 'n sinoptiese weerkaart vat, daar het ek die suid 'n noordwestelike winde. Hierdie is die suid-Indiese hoogdruksel. Hier het ek 'n windrigting
'n noordwestelike wind. Hoekom? Hier om die hoogdruk het ek antikloksgewyse rotasie van winde rondom hierdie hoogdruk en dit is die oorsaak dat ek byvoorbeeld noordwestelike winde hier het. Hulle kan vir jou vra, verwys jy na daai weerstasie daar en vra vir jou gee rede vir die windrigting daar. Dan kan jy sê die antikloksgewyse rotasie van lug. Daar is 'n laagdruk. Wat is my rotasie om 'n laagdruk? Ek het kloksgewys. En daar kan jy sien daai wind kom so in as gevolg van 'n noordwestelike wind. Noordwestelike wind as gevolg van die kloksgewyse rotasie van lug om daardie hoogdruk. Goed, die lees en vertolking van sinoptiese weerkaart, ons het dit gedoen. Die lugtemperatuur is 27, die doupunt temperatuur is 24. Die verskil tussen die twee is net 3, so daar gaan relatiewe humiditeit wees. Dit wil sê ons het reën spesifiek daar. Ons het 'n noordwestelike wind. Hy is 15 knope, dis 'n lange plus 'n korte is 15 knope en my wolkdekking is bewolk. Met ander woorde, dit kan reën. Hulle kan vir julle vra om 'n weerstasie te teken met hierdie inligting of hulle kan dit vir jou gee en jou vra wat dit beteken. Goed, wanneer is 'n sinoptiese weerkaart 'n somerkaart en wanneer is dit 'n winterkaart? Op hierdie kaart kan ek sien eerstens die datum is Januarie. Die maand 01. So dis 'n somerkaart. Ek sien hier my suid-Indiese hoëdrukstelsel is relatief ver van die kuslyn af. Dis waarom hierdie laagdrukstelsel hier kan inbeweeg. Want die hoëdruk is ver. So in die somer is hy net so klein bietjie ver, hy maak 'n pad vir die tropiese sikloon om in te beweeg. Ons weet al reeds 'n tropiese sikloon kom laat somer weg. Jy kan hierso sien is omtrent amper die einde van Januarie. Dan sal jy sien daar's baie hoë temperature by die stasie. Ek sien daar sien ek 'n 27. Daar is 'n 25, daar is 'n 28, daar's 'n 30. So as ek na die temperature kyk, kan dit vir my ook sê dis 'n somerkaart. Dan oor die land het ek 'n laagdruk. 'n Laagdruk gaan gepaard met stygende lug. Watse tipe lug styg? Warm lug styg. Dan as ek daai weerstasie vat, sien ek sy temperatuur is 28. Sy doupunt temperatuur is 23, dis eintlik andersom. Dan is die windrigting is noord, is eintlik oos-noordoos, 20 knope. Ek het nou so gekrap, maar dit lyk my die wolkdekking is betrokke en die neerslag daar is reën. So kan hulle vir jou enige weerstasie vra om te sê wat is die weerstoestande by daai spesifieke weerstasie. 'n wintersinoptiese weerkaart het ek eerstens, hier kan jy sien 'n koue front wat gaan oorbeweeg, dis winter. Die datum sê vir my dis winter. Jy sal sien hierdie Indiese hoëdruk is 'n bietjie meer noord en hy's nou nader aan die ooskus. Hier is my koue front ook, net daar het ek die middelbreedte sikloon wat gaan oorbeweeg. Hierso kan jy sien by Goth Island is jou temperatuur is 11, jou doupunt temperatuur is 6 of 8. Daardie is reën wat daar voorkom. Dis bewolk, dis 'n noordwestelike wind of 'n noordelike wind en hy waai teen 10 knope. Dan verder, hoe weet ek dis 'n winterkaart? Ek gaan kyk. Hier is 'n 23, daar is, ek kan nie mooi sien nie. Jy gaan sien, hier is ook in die 20s. Jy sal sien, laat 20s, laat 20s. Jy sal sien dat jou temperature is laag. Hoekom? Dat die Kalahari hoëdruksel is in die atmosfeer. Hy gaan gepaard met dalende lug. So ek het nie, hier kan jy ook sien, geen wolke. Dis ook 'n teken dat dit winter is. Daar's geen reën voorspel vir daardie gebiede nie.
'n satellietbeeld is van buite af, word uit die ruimte gemeet en meteoroloë of ouens wat die klimaat bestudeer, gebruik 'n satellietbeeld om ook idee te kry wat gaan aan in die weer. Hy dek 'n groot gebied op 'n deurlopende basis. Hy bepaal ook die weer uit die ruimte. Hy kan vir ons sê, is daar wolke op pad? Waar is die wolke? Dit verskaf baie beter data en inligting vir hierdie meteoroloog om 'n akkurater weervoorspelling te maak. Daar is 'n voorbeeld van 'n satellietfoto. Die sigbare omvang van die spektrum verskaf vir ons inligting oor koue fronte en algemene wolkstrukture. Hierdie wit gedeeltes, oral waar die wit is. Wit sê vir my daar's wolke. So hier kan jy sien, hy loop so, dit is 'n moontlikheid dat dit 'n koue front is, want hy het wolke aan daai kant. Hier kan ek ook sien die golfbeweging, was moontlik 'n middelbreedte sikloon. So die wit gee vir my 'n aanduiding of dit 'n koue front is en of dit wolke is. Wolke en donderstorms oor die Suid-Afrikaanse binneland. As ek so 'n wit gedeelte het hier oor die land, dan weet ek dis 'n lyn donderstorm. Die wolke lê daar. En dan die uitwerking van die suidooster op die Weskus. As ek nou my Suid-Afrikaanse kaart so druk, so teken en my hoogdruk wig in suid van die land en hy het antikloksgewyse rotasie van lig. Met ander woorde, die wind kom van hierdie kant af in. Dit waai so oor die land. Ons noem dit die suidooster. Hy kan baie gevaarlik wees en baie sterk wees en hy vloei oor 'n bietjie van 'n warmer oseaan. As ek nou hierdie sinoptiese weerkaart vat van die 13de Desember 2024, dit was die einde van verlede jaar, dan sal jy sien daar is 'n tropiese sikloon. Dis op my sinoptiese weerkaart. En daai einste tropiese sikloon het so gelyk op jou op 'n satellietbeeld. Daar kan jy sien die kloksgewyse rotasie van lig wat so inkom. Hy draai so in. Dis hoe hy gelyk het. Kan jy sien hierdie wit band is die wolke. Daar kan jy ook sien die middelste gedeelte is heeltemal toe met wolke. Goed, ons gaan nou oor na kaartwerk toe. Alfanumeriese ruitverwysings verwys na die alfabetiese letter en die syfer op die kaart. Dit word gebruik om die leser van die kaart na 'n spesifieke plek toe te verwys. Byvoorbeeld, daar het ek A, B, C, alfa, dit staan vir alfa, alfabet, amper soos alfabet A, B, C, en daarin is my nommers. Numeries is nommers. So dis alfabet en nommers ruitverwysing wat hulle vir my gee. Byvoorbeeld, as ek na daai area kyk, dit moet eintlik die industriële gebied wees, sal jy sien, hy is by B, hy is in die B-ry, maar hy is ook in die 2-ry. So dit is dan B2. Die alfanumeriese ruitverwysing van die industriële gebied daar is B2. B2. Dit is alfanumeries. Maak seker jy kyk mooi wat hulle vir jou vra. Kaartkoördinate. As hulle vir jou vra, byvoorbeeld vir die koördinate van daai punthoogte, dit is wanneer ek nou gaan kyk, wat is my breedtegraad, grade en minute. Die sekondes moet jy bepaal deur die lyn, daai gedeelte te vat, en jy kan hom deur 5 deel, om te gaan van 0 tot by 60. Dis 5 dele, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daar's jou 5 lyne. Jy gaan vat jou liniaal en jy meet dit mooi op, sodat jy kan sê, hierdie punthoogte is by 26 grade. Hier is hy presies op 46 minute en 0 sekondes suid. Onthou jou suid.
Hy lê hier op 29 grade presies op 1 minuut oos. So, hier is dit baie belangrik om te onthou, jou breedtegraad inligting is eerste en daarna volg jou lentelyn inligting is tweede. As ek kyk na hierdie driehoeksbaken hier en ek trek jy vat 'n liniaal en 'n potlood en jy trek hom reguit so en reguit so, dan sal ek sien en ek begin met my breedtegraad inligting. 26 grade 45, want daar is 46. As ek hom nou so sien, sal ek sien hy is nie heeltemal op die 10 nie, hy is min of meer op die 12. Jou sekondes kan so bietjie uit wees. 12 sekondes, 2 kolletjies, suid. Hier trek ek hom op, ek sien hy is by 29 grade, 0 minute, want daar is 1 minuut, en hy lê nie heeltemal op die 40 nie, hy is min of meer by 41 grade, suid. Hulle kan jou vra om hierdie inligting te gee. Hulle kan ook vir jou hierdie inligting gee en vir jou vra wat is daar. Dan vat jy daai inligting, jy trek dit in, jy vat daai inligting, jy trek dit in en daar waar hulle kruis, dit is die antwoord wat jy sal gee indien hulle vir jou vra wat is die grondgebruik of wat is die verskynsel wat daar voorkom. Kyk na die breedte en lengtegrade. Hulle kruising gee die posisie, die uitverwysing van 'n plek. Grade, minute en sekondes. Daardie is die internasionale simbole wat jy gebruik. Die koördinate gee gewoonlik die posisie van 'n plek. Die koördinaat wat ons gebruik is breedte en lengtelyne. 'n Breedtelyn meet die afstand noord en suid van die ewenaar. In Suid-Afrika vertel breedtelyne vir ons in grade hoe ver die plek suid of noord van die ewenaar is. In Suid-Afrika suid. Byvoorbeeld 30 grade suid beteken 30 grade suid van die ewenaar. 'n Lengtelyn meet die afstand wes of oos van die Greenwich meridiaan. Alle plekke in Suid-Afrika is oos van die Greenwich, beteken ons het altyd oos. 30 grade oos van die Greenwich. Kontoerlyne is lyne op 'n topografiese kaart of 'n ortofotokaart wat plekke met dieselfde hoogte met BC-spieël met mekaar verbind. Hulle is bruin lyne op 'n kaart en daar kan jy sien is jou bruin lyne op die kaart. Daar is 'n kontoerlyn. Dan kyk ons na die kontoerinterval is die verskil tussen twee kontoerlyne. Met ander woorde, as ek kyk van die een lyn, van daai lyn na daai lyn, hoe ver is dit? Van daai lyn na daai lyn, wat is die verskil tussen die twee kontoere? Dit verskil op 'n kaart, 'n topografiese kaart en 'n ortofotokaart. Hoogte. Ek kry by hoogte vanaf 'n driehoeksbaken. Nou hier is 'n voorbeeld van 'n driehoeksbaken in die werklike lewe en dit is hoe hy lyk op 'n topografiese kaart. Die boonste nommer is die driehoeksbaken nommer. So ek praat daarvan driehoeksbaken 47. Daai getal wat jy daaronder sien is die hoogte van die driehoeksbaken. So in hierdie geval sal ek sê, driehoeksbaken 74 is 653,4 meter bo seevlak. Hoogte, daar is 'n spunthoogtemerk, daar is 'n kolletjie met 'n getal, sê vir jou, op daai punt is dit 646 of 648 meter bo seevlak. Ons volgende onderwerp, padhoogtemerk, is 'n indikasie van hoogte. Dit sê vir jou op daai punt, waar daardie pyltjie wys, op daai pad, is die pad 1539,3 meters bo
seevlak. Ons noem dit 'n padhoogtemerk. Dis 'n pyltjie wat na die pad toe wys. Dan ons konvensionele tekens, seuns en dogters, is altyd onderaan die kaart. Jy hoef nie hierdie goed uit jou kop uit te leer nie, dit is op die kaart wat ek jou wel wil wys. Al jou lang lyne, ons noem dit lynsimbole. Hulle stel lyne op 'n kaart voor, hier kan jy sien, dis jou nasionale deurpad, 'n hoofverkeerspad, 'n hoofpad, 'n sekondêre pad. 'n Ander pad, en daai is 'n brug. As hy twee sulke pyltjies het, is dit 'n brug. Daai is 'n dowwe pad en 'n voetslaanpad. Daai is 'n spoorlyn, hè. Daar's die spoorlyn en daar's die stasie. Hierdie is ook 'n spoorlyn en as hy so 'n gap daar in die middel het, is dit 'n tonnel. Spoorwegtonnel. Daai is as hulle hom opvul, of hierdie is as hom uitgrawe, sodat die spoorlyn daar kan loop, en 'n kraglyn, daai lyn met kolletjies op is 'n kraglyn. Hulle is alles lynsimbole op 'n kaart. Daai is 'n kommunikasietoring, dis 'n puntsimbool. Hy stel 'n punt op die kaart voor soos 'n poskantoor, 'n polisiestasie, 'n gebou, 'n winkel, 'n kommunikasietoring in hierdie geval. En 'n polygoon of 'n area simbool is soos daai geboude gebied. Dit stel 'n area of 'n gebied op 'n kaart voor, soos 'n dam, ontspanningsplek, 'n golfbaan, 'n bewerkte landery. In hierdie geval is dit die beboude gebied. Kompasrigting. Die rigting word uitgedruk deur die punte van 'n kompas, noord, oos, suid, wes, en die punte tussen hulle te gebruik. Daar's 6 kardinale punte. Noord, oos, suid, wes. Tussen noord en oos kry ek noordoos. Tussen suid en oos kry ek suidoos. Tussen wes en suid kry ek suidwes. Tussen noord en wes kry ek noordwes. Tussen noord en noordoos het ek noord, noordoos, of oos, noordoos. Onthou, hy mik meer na oos as na noord, so hy is oos, noordoos. Hierdie ene ook, oos, suidoos. Hierdie een mik meer na suid, so dis suid, suidoos. Suid, suidwes. Wes, suidwes. Wes, noordwes. Of noord, noordwes. So dis net 'n kombinasie van die twee. Ek glo jy ken hierdie. Hulle kan vir jou vra om wys wat se rigting van een punt na ander punt. Ware peiling. Let op van waar die peiling geneem moet word, jou stappe. Trek 'n lys tussen die twee punte. Plaas jou gradebrug langs die noord-suid lyn met die 0 grade by die top, bokant, en dan meet jy die grade af. So, ek moet meet van hierdie punt na hierdie punt. By die punt vanaf trek ek my kruis. Ek verbind die twee plekke met mekaar. Jy sit jou gradeboog so neer en jy lees dit kloksgewys af. Dit is hoe jy lees, daar kan jy sien, dit werk uit so 136. Dit kan wees nou, dat jy moet meet van A na C. Met ander woorde, terug. So wat jy dan doen is, jy trek by A jou kruis, jy neem in gedagte van daar tot daar is 180 grade. So van daar tot daar is so 69 grade, so jy plus die twee by mekaar. As dit terugpeiling is, dan moet jy altyd hierdie 180 grade onthou. Wanneer jy verby 180 grade beweeg, moet jy jou gradeboog draai en moet die lesing aan die buitekant by 180 gevoeg word. Soos wat ek sê, hierdie is die buitekant wat hulle bedoel. 180 grade plus 67 is 247 grade. Ware peiling, jy meet net die peiling met jou gradeboog. 'n Satellietbeeld, afstandswaarneming en resolusie. Afstandwaarneming is die insameling van data deur 'n opnametoestel wat nie in direkte kontak nie.
is nie in direkte kontak met die opnametoestel nie. Voorbeeld, satelliet, vliegtuie, hommeltuie en lugfoto's. Daar is vir jou 2 voorbeelde van 'n satelliet. Daar's die satelliet. Hy is in die ruimte. Hy kyk vanaf die ruimte wat aangaan. Afstandswaarneming, voordele. Groot gebied kan gedek word, baie groter is met 'n kamera of 'n vliegtuig. Jy kan selfs toegang nou hê toe ontoeganklike areas soos hoë berge. Jy kan op verskillende skale en resolusies kyk. Daar's geen beperking op die omvang van inligting wat ingesamel kan word nie. Data kan maklik met behulp van 'n rekenaar vinnig verwerk en ontleed word. Dit versteur nie die voorwerp of die area van belang nie. Dis goedkoop en vinnige metode om data van 'n groot gebied te kry. En dis maklik om byvoorbeeld vloede of bosbrande op te spoor wat oor 'n groot area groot streek versprei het. En dis dan makliker om reddingsspanne uit te stuur en vinnig te beplan. Nadele van afstandswaarneming is duur om te ontleed, veral wanneer jy klein areas meet. Jy het spesiale soort opleiding nodig om 'n beeld te ontleed. Mense kan steeds 'n fout maak met die ontleding. Soms kan verskillende verskynsels dieselfde lyk tydens 'n meting wat dan jou klassifikasiefout kan laat maak. Soms kan grootskaalse ingenieurskaarte nie vanaf satellietbeelde voorberei word nie, wat dan afstandswaarneming data onvolledig maak. Afstandswaarneming, hoe kan afstandswaarneming navorsers bystaan? Gee oorsig van die hele studiearea, laat geoloog toe om veranderinge oor tyd na te gaan en te verifieer. Die navorser hoef nie by die terrein te wees om die data te bekom nie. Die weerstoestand het 'n beperkte invloed op die verkryging van data. Data is opgedateerde data is maklik en gereedelik beskikbaar. En geoloog sal toegang hê tot data wat nie maklik bereik kan word nie en jy kan ook vinnig dit insamel en dis veiliger om data van ontoeganklike plek in te stel as om self soontoe te gaan. Magnetiese deklinasie en magnetiese peiling, dis die hoek tussen die ware en die magnetiese noord. Dit verander jaarliks en moet bereken word. En hierdie magnetiese deklinasie is op die kaart. En hy kan in 2 rigtings verander. Hy kan westelik verander, met ander woorde die hoek word groter, neem toe, of ooslik, dit beteken die hoek word kleiner, hy gaan afneem. Daar's die inligting. Daai verskil tussen die magnetiese noord en die ware noord is my magnetiese deklinasie. Die inligting wat jy gaan kry is op 'n kaart. Dit lyk so. Dit beteken met daai pyl. In Julie 2023 het hulle gesien dat die verskil tussen daai twee is 18 grade 29 minute wes, hy lê hier, van ware noord. Dit was in Julie 2013. Maar elke jaar verander hierdie hoek met 3 minute wes. Met ander woorde, hy gaan daai kant toe. So my hoek gaan groter word. So hy gaan plus. Hoe weet hulle dit? Tussen Julie 2013 en Junie 2014 het hulle dit gaan waarneem en hulle het gesien, gemiddeld verander hy 3 minute wes. Vandag, ons is nie meer by Julie 2013. Die vraag is nou, wat is daai deklinasie vandag? Het was soveel. Junie verwys na die maand en jaar waar die gemiddelde deklinasie aangeteken is. In Julie 2013 was die gemiddelde magnetiese deklinasie 18 grade 29 minute wes van ware noord. Goed, daar sien jy dit nou. Julie 2013 tot Junie 2014 het hulle gekyk en gesien die gemiddelde deklinasie verander. Hierdie gebruik jy nie
in 'n berekening. Jy gebruik net daardie jaartal. Goed. Gemiddelde jaarlikse verandering verwys hoe die magnetiese deklinasie elke jaar verander. Hoe om dit te bepaal? Gebruik die inligting op die kaart en bepaal die deklinasie vir 2025. So, wat gaan ek doen? Stap 1. Bereken die verskil in jaar. Vat die huidige jaar minus die jaar op die kaart. Dit is daai Julie 2013, 2025 is die huidige jaar. Ek trek 2013 af van 2025 en ek kry 12 jaar. Goed, stap 2. Noem die gemiddelde jaarlikse verandering. Daar is dit, 3 grade wes op die kaart vir jou. Derde stap, bereken die totale verandering, is die verskil in jare maal die gemiddelde jaarlikse verandering. Daar is die toe ek die 2 jare afgetrek het, toe kry ek 12 jaar. Ek maal dit met daai 3 minute, wat dit elke jaar verander. So dit gee my, van 2013 tot nou toe het hy 36 minute verander. 'n halwe graad. Voeg die totale verandering by die magnetiese deklinasie van 2013, daar's my 18 grade 29 minute, was dit in 2013, dit het 36 minute wes verander in die afgelope 12 jaar, so ek sê 18 grade 29 minute plus 36 minute, onthou, nou gaan ek minute by minute tel, en daar's geen grade nie. So ek kry, jy druk die volgende op jou sakrekenaar, 18 plus daai, 19 daai, 36 daai. Jy kan dit so doen, of jy sê 18 grade, 29 minute plus 36 minute, dit is 65 minute en 18 grade. Nou, gaan jy sien wat gebeur nou. 18 grade plus 29, voeg minute by minute en grade by grade. So ek kry 29 minute plus 36 minute, kry 65 minute. Dis meer as 60. So wat moet ek nou doen? Dan moet jy onthou, 1 graad is gelyk aan 60 minute. So ek sien, daar het ek nou 'n aanduiding, ek het 1 graad, so ek sê 65 minus 60 is 50. En daai 60 dra ek oor as 'n ekstra graad. Daar sê ek dit vir jou, die berekening nou is 18 plus 1 minuut 5 grade, gee vir jou 19 grade 34 minute. Ekskuus, dis 19 grade 5 minute. Dis daai ene. 19 grade 5 minute wes van Ware Noord is die deklinasie nou. Jy moet sê wes van Ware Noord. Magnetiese peiling is wanneer ek die ware peiling plus die magnetiese, is die formule, ware peiling plus magnetiese deklinasie, ek tel die 2 by mekaar, ek het dit gemeet, daar's my grade, dis 110 byvoorbeeld, so ek vat daai 110 en ek plus die magnetiese deklinasie daarby en ek kry 110 plus 19, nou moet ek weer onthou, grade saam met grade, minute saam met minute, en my antwoord is 129 grade 34 minute. Kaartskale, 'n verteenwoordigende breek of 'n verhoudingsskaal lyk so, 1 op 1 op 50.000 of 1 op 50.000, 1 tot 50.000. Hierdie is gelyk aan dit, dit is gelyk aan dit. So, dis 'n verteenwoordiging of 'n verhoudingsskaal. Dan, op ons kaarte lyk hy so, dis 'n topografiese kaart uittreksel 1 tot 50.000 of die ortofotokaart is 1 tot 10.000. Nou as ek nou gaan en ek gaan na my lynskaal, dis daardie lyn op 'n kaart, jy sal sien is die horisontale lyn, regs van 0 is dit 1 km, 2 km, 3 km.
Links van hulle dat daai is ook 1 kilometer, maar 1 kilometer is gelyk aan 1000 meter, maar hier het ons hom opgedeel in 100, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Vir ingeval jy iets meet wat korter is as dit. En dan, met ander woorde, regs is kilometers, links gaan jy in meters in. 'n woordskaal is 'n skaal in woorde, 'n verbale stelling, soos 1 centimeter op die kaart verteenwoordig 500 meter op die grond. Die woordskaal moet 2 afstande noem, centimeter, meter, né? Onthou op die kaart werk ons in centimeter, in die realiteit werk ons met meter of kilometer. Dan 'n groot skaal is 'n klein skaal, 'n groot skaal kaart is 'n kaart wat 'n klein gebied dek en baie inligting het. Byvoorbeeld 'n ortofotokaart is 'n klein gebied, baie inligting. 'n klein skaalkaart is 'n groot gebied en hy wys nie baie inligting nie. Dit lyk soos baie, maar jy kan niks in detail sien nie. Alles is te klein vir jou. 1 tot 50.000. Seuns en dogters, hier is jou huiswerk vir die dag. Jy moet hierdie video stop en dan kan jy hierdie huiswerk doen. En dan 'n opsomming, baie belangrik, soos ek elke week sê, wat is dit, waar is dit, wanneer kom dit voor, wie word geaffekteer en hoekom vind dit plaas. Die volgende les gaan ons oor na geomorfologie toe. Ons gaan kyk na dreineringsbekkings en al die definisies wat daar relevant is. 'n dreineerbekking, 'n opvanggebied, 'n rivierstelsel, 'n sydak, samevloeiing, waterskeiding, intervloeiaal. En ons gaan kyk na die watertafel, wat is die bron, riviermond, oppervlakafloop, infiltrasie, grondwater, die watertafel. Ons gaan kyk na dreineringsbekkings in Suid-Afrika, die verskillende soorte riviere wat jy kry, permanent, periodies, episodies en eksodies. En dan gaan ons na die dreineringsbekking, die patrone kry. Kyk, dendrities, tralie, reghoekig, radiaal, sentripetaal en ontwrig en parallel. Baie dankie dat jy na hierdie les gekyk het. Ek sien jou volgende keer. Totsiens.